Ek groet u almal in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Dis weer 'n voorreg om vandag saam met u op hierdie program te wees. Ek glo en vertrou dat die Here weer 'n wonderlike boodskap vir ons het en met ons sal deel. Kom ons sluit net so ons oë en ons doen 'n gebed voor ons na die woord van die Here gaan. Vader, ons dank u vir u liefde, u genade en u getrouheid. Ons dank u Here vir wonders en tekens wat u verrig, my God. Ons dank u Here vir wysheid, vir insig en kennis. Ons bid, Hemelse Vader, dat hierdie woord, my God, wonderwerke sal verrig, dat hierdie woord, Here, lewens sal verander, en elke kyker, Hemelse Vader, die woord van u sal aanvaar, Here, in Jesus Christus naam. Amen. Liewe kykers, ons sal die woord van die Here, na die woord van die Here gaan in Johannes 17, vanaf versie 1, waar die Bybel vir ons sê, dit het Jesus gespreek, en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik, soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Tot sover. Die Here seën sy woord en die lesing daarvan. Die Bybel sê die letter is dood, maar die gees van die Here maak dit lewendig. Ek wil saam met u vandag gesels, dierbares, en waaroor ek wil gesels is dat dit is belangrik dat ons die Here Jesus Christus ken. Ons mag dalk vandag ons ouers ken. Ek ken my broer, my eie bloedbroer, ek ken my ma, ek ken my pa, ek ken my suster, ek ken my neef, ek ken my niggie, almal bekendes, ek ken dalk vriende, maar my vraag is vandag, ken ek die Here? My vraag is vandag, ken ek Jesus Christus? Ek het gehoor van Jesus, u het dalk gehoor van die Here, u het gehoor van hierdie God van Abraham, Isak en Jakob, maar die vraag is, ken u hom? Dit is so belangrik dat ons die Here Jesus Christus moet ken. Ek het ondervind in hierdie lewe, ons kan vriende ken, ons kan familielede ken, of ons dink ons ken ons vriende, ons dink ons ken ons familielede, maar dan ken ons hulle nie. Ek het op 'n tyd gepreek op hierdie program, en ek het gesê, don't judge me if you don't know me. Moet my nie oordeel as jy my nie ken nie. Maar vandag wil ek aan u bekend maak hierdie gedeelte waar die Bybel sê in Johannes 17. Hy sê, Jesus sê in versie 3, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Die Bybel sê ook vir ons dan nou verder, sê in versie 20, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Jesus doen 'n gebed hier, en Jesus sê, sy gebed is dat hulle u moet ken, die ewige lewe, die God en Jesus Christus wat hy gestuur het. Dan sê hy verder in die skrif, verduidelik die skrif vir ons hoe dat Jesus bid. Hy sê in versie 20, sê hy bid ook vir hulle wat deur sy disippels in u kom glo het. Dit is so belangrik dat ons nie net Jesus ken nie, maar dat ons ook in hom glo. Want in vandag se lewe ken ek, as ek in 'n huwelik is, as ek 'n getroude man is of 'n getroude vrou is, ken ek my man, ek ken my vrou. Ons ken mekaar, want die Bybel sê, wanneer man en 'n vrou trou, word hulle een. Die Bybel sê dat ons word een. So, dit wil sê vir die afgelope paar jaar, of hoeveelheid jare wat ons getroud is, het ons mekaar in verskillende afdelings leer ken. Ons het baie goed ontdek van mekaar. In die jare, hoe ons tyd met mekaar spandeer het ek kom uitvind, dat my vrou het ook dit wat sy kan doen, het ook dat wat sy kan doen. Sy het ook uitgevind wat ek alles kan doen, of die hoeveelheid liefde ek vir haar het, en ek het uitgevind hoe lief sy vir my is, want dit vat ook fases hoe meer ons liefde aan mekaar toon, dit vat ook fases hoe ons groei in ons liefde vir mekaar as man en vrou. En so gaan dit aan, dat die ken wat die woord van die Here hierin praat, in Johannes 14, om Jesus en God te ken, beteken nie net ken as 'n verbyganger, of ken as 'n bekende nie, maar ken hom,
Die Bybel sê in Spreuke 3 sê, ken hom in al sy weë en hy sal jou paaie gelyk maak. En dit is wat God van ek en u verlang, om hom te ken in al ons weë. Baie maal ken ons die Here wanneer dit moeilik gaan, maar ons ken hom nie wanneer dinge goed gaan nie. En dit is waar ons probleem baie maal lê, want wanneer dinge vir ons goed gaan, dan gee ons baie minder aandag in gebed, of baie minder aandag aan die dinge wat die Here van ons verlang om aan aandag te gee. Ons stel baie minder belang in die wil van God, wanneer dinge vir ons goed gaan. Maar wanneer dit nie so goed gaan nie, dan huil ons voor die Here, ons ween voor die Here, ons roep hom aan in benoudheid. Hy sê wel in sy woord, hy sê my wel in sy woord en sê, dat roep my aan in jou tyd van benoudheid, en ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Dis wat die woord van God sê. Maar dit wil nie net sê dat ons moet hom in benoudheid aanroep nie. Dit wil ook sê dat ons moet die Here loof, ons moet hom prys, ons moet hom ken in elke situasie van ons lewens, in elke intieme situasie. En dit is die belangrikheid dat ons Jesus Christus moet ken, dat ons altyd deur in gesprek, in kommunikasie met die Here Jesus Christus moet wees. Die Bybel verduidelik vir ons verder in hierdie skrif, hoe dat Jesus bid, hoe dat hy vra dat die Vader die disippels moet bewaar, dat hy hulle moet beskerm. Dieselfde tipe gebed doen Jesus Christus vir ons wat ook in hom glo. Dit is so belangrik dat ons moet besef dat die Here Jesus Christus self het voor die Vader gaan bid vir hulle wat aan hom behoort. Hy sê hy bid vir hulle wat die Vader aan hom gegee het, vir hulle wat deur beproewinge en deur stryd in hierdie wêreld sal gaan, wanneer hy nie meer daar is nie. Maar ek wil vandag vir u sê, kom tog en sien wat dit beteken om die Here te ken. Jy sal nooit spyt wees wanneer jy God leer ken nie, want daar's altyd 'n waarborg, daar's altyd 'n oorwinning in die bekendheid van jou Godheid of die God wat jy dien. Om die Here te ken is baie spesiaal, is 'n baie vrugbare verhouding om God te ken. Dat baat ek sê ek ken die Here, maar ek het nie results van wat die Here in my lewe kom doen het nie. Dit baat nie ek sê ek ken die Here, maar ek kan nie praat oor sy goedheid nie. Dit baat nie ek sê ek ken die Here van die leerskare, maar ek weet nie hoe om tot hom te nader nie. Dit is baie belangrik dat wanneer ons sê ons ken iemand, dat ons hom so 'n bietjie kan praat van daardie persoon, dat ons so 'n bietjie kan sê wie die persoon is, wat 'n tipe persoon dit is. En daarom is ons vandag hier, van toe die Here Jesus Christus ons pad langs kom, toe die Here Jesus Christus my kom verlos, my kom red, toe moet ek praat oor sy goedheid, toe moet ek praat oor waaruit hy my kom haal het, want dit is net hy wat dit kan doen. Dis nie 'n mens nie. Ons kan praat van ons ouers, ons kan praat van vriende, ons kan praat van mense wat ons al gehelp het, maar die manier waarop hulle vir ons gehelp het, kom nie naby aan die manier hoe God vir ek en vir u gehelp het nie. Dit kom nie naby aan die manier hoe dat Jesus Christus vir ek en u kom red het nie. Daarom sê die Bybel, ons noem hom saligmaker, want dit is sy regte naam. Die Bybel sê, hierdie Jesus Christus is alpersoon. Die Bybel sê, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God, en die woord het vlees kom word, en onder ons kom dwaal. Dis hierdie woord. As ons om Jesus te ken, moet ons sy woord ken. Om Christus te ken, moet ons die woord van die Here ken. Al manier hoe ek en u Jesus kan ken, hoe ons 'n verhouding of 'n God kan ken, en vir mense sê dat ek ken Jesus, ek ken God, as ons sy woord benader, as ons deur hierdie woord, deur hierdie Bybel lees, en daar in so 'n manier sal ons informasie kry, en ons sal in verhouding kan gaan met die God wat ons ken. Al manier om die Here te ken, is om sy woord te bestudeer, om deur sy woord te gaan, en sy woord te bepeins, en altyd deur bekend te raak met die skrif van die Here, sodat ons 'n dieper verhouding met Christus kan hê. Die Bybel verwag, die woord van God verwag dit van ons, om 'n verhouding met Christus te hê, met Jesus Christus. Om Jesus te ken is baie belangrik, want sonder die Here Jesus Christus is alles te vergeefs. Baat dit vir ek en vir u niks nie. Kyk maar na 'n huis wat nie die Here ken nie. Kyk maar na iemand wat nie in verhouding met Jesus Christus is nie. Daardie weelde en alles wat die rykes het, wat nie vir Jesus Christus ken nie, het hou nie verlang nie. Die Bybel sê, daar was 'n ryk man en Lazarus. En kyk na daardie verhaal, en dan sal u sien die verskil tussen wanneer ons die Here ken en wanneer ons nie die Here ken nie. Jy kan alles in die lewe hê, maar as jy nie Jesus ken nie, sal jou eindbestemming in die hel wees.
Maar as jy Jesus ken en jy het niks nie, al het jy nie rykdom nie, al lê jy op die strate en jy ken Jesus Christus, sal jou eindbestemming in Vader Abraham se boesem wees. Dit is die belangrikheid om die Here Jesus Christus te ken. Het gaan vandag nie omdat ons net Jesus ken en wil hê wat ons in die wêreld kan kry, 'n kwaai kar of 'n kwaai huis of rykdom nie, maar dit gaan oor waar gaan ons opeindig? Waarna toe is ek en u op pad? As ons op pad om by God op te eindig, of is ons op pad om die hel op te eindig? Dit is die belangrikheid. Ons wie op aarde sal die results vir ons gee die dag wanneer ons in die grond gelê word, wanneer ons neergelê word, wanneer ons lewe uit ons uitgaan, daai dag sal ons sien waar ons opeindig, ek en u. Dit is so belangrik, dierbares, om Jesus Christus net te ken. Net te ken. Dawid sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, die stok en die staf, die vertroos my. Dawid sê, so in ander woorde, Dawid ken die Here in sy dal. Al gaan hy deur 'n dal, dan ken hy die Here. Hy sê, met hierdie God spring ek dwars oor 'n muur, sê hy, met hierdie God loop ek 'n bende storm plat, sê Dawid, omdat hy die Here ken. Hoeveel keer wou mense nie vir Dawid doodgemaak het nie? Hoeveel keer wou Saul hom nie doodgemaak het nie? Of het Saul hom al in 'n hoek gedruk, Saul hom al in 'n hoek gedruk nie? Maar Saul kon hom net nie doodmaak nie, want hy die Here geken. Die dood sal alles probeer om jou in die hande te kry, maar wanneer jy Jesus ken, dan het jy die ewige lewe. Die Bybel sê vir ons uitdruklik, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Dit is die ewige lewe. Die dood kan jou nie onderkry as jy Jesus Christus ken nie. As jy God ken, dan sal jy die ewige lewe beerwe. En die Bybel sê ook vir ons verder in versie 20 sê, omdat hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. So, het gaan nie net oor Jesus Christus bid net vir die disciples nie, maar hy bid ook vir hulle wat in die manne sal glo in God, die evangelie wat aan hulle verkondig word. So, het gaan, wanneer jy Jesus ken, moet jy ook in hom glo. Want om te glo beteken jy het geloof. En geloof is 'n oortuiging, amen, dat ek en u in Jesus Christus is. Kom dan nou, ek wil u sterk bemoedig, u wat vandag dalk in die voorkamer sit, u wat vandag dalk daar op YouTube gaan en hierdie program kyk en op hierdie boodskap afkom. Ek wil u net vandag hierdie eenvoudige woord gee om te sê, ken hom in al jou weë. Ken hom. As jy Jesus Christus ken, dan het jy die ewige lewe. Dan weet jy sal oorwinning hê waar ook al jy mag gaan. Ken Jesus Christus en jou paaie. Hy sê, ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Die Here seën u. Ek wil net so 'n gebed doen saam met u. Vader, dis in die magtige naam van Jesus Christus wat ek kom bid, Here, en ek vra dat u elkeen, Here, wat gekyk het na hierdie boodskap, wat geluister het na hierdie woord, dat u Hemelse Vader, Here, tog u self bekend aan hulle sal maak, Here, sodat daar 'n vriendskap en 'n goeie verhouding, Hemelse Vader, Here, sal kom, my God. Ek bid, Hemelse Vader, hulle wat geen verhouding met u het nie, hulle wat nog nie vir u ken nie, Here, ek bid dat u, Hemelse Vader, u hand aan hulle sal openbaar en sal wys dat u 'n lewende God is, dat u, Here, 'n werklikheid is en dat u, Hemelse Vader, Here, dit wat ons nodig het kan voorsien. Here, dat u aan hulle liefde kan gee en vrede, Hemelse Vader, in die magtige naam van Jesus Christus. U is vandag, Here, die weg, u is die waarheid, Here, en u is die lewe en u is altyd daar, Hemelse Vader, Here, om te connect, Here, om te praat met ons, Hemelse Vader, wat u nodig het, my God, in Jesus magtige naam. Seën dan nou u volk, seën elkeen wat kyk, Hemelse Vader, en verander die omstandighede in Jesus naam. Amen.